Goeienaand en baie welkom by ons goeie nuus om 7. En dit is vandag Woensdag die 4de Maart. Ek hoop dat dit met elkeen baie goed gaan. Nou ja, ons is besig in ons Woensdaagaande om 'n bietjie so deur Ester te werk, so reeks oor Ester, en ons is vanaand by Ester 2. En ons gaan dit saam lees, maar kom ons bid ook net vir die Here se leiding. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons in u liefde en u genade en u sorg kan bly. En dat u deur Christus ons u sin maak. En Here, en daarom as ons ook vanaand hierdie boek doen, mag dit net nooit 'n klomp interessanthede wees nie, maar regtig iets van 'n Godsopenbaring, nee, Here, en dat ons nader aan u kan groei, dat u woord werklik die lig op ons pad kan wees. Ons vra u dit in Jesus se naam. Amen. Nou gelees gerus saam met my wat staan in Ester 2. Later, toe die woede van koning Ahasveros bedaar het, het hy nog altyd aan Vasti gedink en aan wat sy gedoen het en wat oor haar besluit is. Toe sê die amptenare wat in die koning se persoonlike diens was, die koning moet vir hom mooi meisies laat soek, hy moet amptenare aanstel in al die provinsies van sy koninkryk, sodat hulle al die mooi meisies bymekaar kan laat kom in die vestingstad Susan, in die vrouekwartiere onder die sorg van Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning se vrouens toesig hou. Hulle moet skoonheidsbehandeling ontvang en die meisie van wie die koning die meeste hou, moet in die plek van Vasti koningin word. Die koning het dit 'n goeie voorstel gevind en so gemaak. In die stad Susan was daar 'n Jood met die naam Mordegai. Hy was uit die stam Benjamin en was 'n seun van Jaar, seun van Simi, seun van Kis. Hy was onder die ballinge wat saam met koning Jojagin van Juda uit Jerusalem weggevoer is deur koning Nebukadneser van Babel. Mordegai het as voog opgetree vir Hadassa, dit is Ester, die dogter van sy oom, want sy was 'n weeskind. Die meisie was mooi, sy was baie mooi. Na die dood van haar pa en ma, het Mordegai haar as dogter aangeneem. Toe die besluit en bevel van die koning bekend gemaak is 'n groot aantal meisies in die stad Susan bymekaar gebring onder die sorg van Hegai. Ester is ook na die paleis van die koning toegeneem, onder die sorg van Hegai wat oor die koning se vrouens toesig gehou het. Die meisie was vir hom mooi en hy het van haar gehou. Hy het haar dadelik die nodige skoonheidsbehandeling gegee en haar die regte dieet laat volg. Ook het hy die 7 bestes van die paleis se kamerpersoneel tot haar beskikking gestel en haar kamerpersoneel na die beste deel van die vrouekwartiere verskuif. Ester het nie haar volksverband en afkoms bekend gemaak nie, want Mordegai het haar belet om dit te doen. Mordegai het elke dag voor die voorhof van die vrouekwartier heen en weer geloop om agter te kom hoe dit met Ester gaan en wat met haar gebeur. Die skoonheidsbehandeling waaraan die meisies hulle volgens die gebruik moes onderwerp, het 12 maande lang geduur. Behandeling met mirreolie 6 maande en met lekker ruikkruie en ander skoonheidsmiddels 6 maande. Daarna het elke meisie 'n beurt gekry om na koning Ahasveros toe te gaan. Wanneer sy uit die vrouekwartiere na die koning se paleis toe gaan, kon elke meisie alles saamvat wat sy wou. Sy het in die aand in die paleis ingegaan en in die oggend is sy na die tweede stel vrouekwartiere toe onder die sorg van Saasgas, die paleisbeampte wat oor die koning se byvrouens toesig gehou het. Sy kon nie weer na die koning toe gaan nie, behalwe as hy baie van haar gehou en sy geroep word. Ester was die dogter van Abigail, 'n oom van Mordegai, wat haar as sy dogter aangeneem het. Toe haar beurt kom om na die koning toe te gaan, het sy niks meer gevra as wat Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning se vrouens toesig gehou het, vir haar aanbeveel het nie. Sy het 'n goeie indruk gemaak op almal wat haar gesien het. Ester is na koning Ahasveros toe in die paleis geneem in die 10de maand, die maand Tebet, in die 7de regeringsjaar van die koning. Die koning het meer van Ester gehou as van enige een van die ander vrouens en hy was meer in sy skik met haar as met die enige ander jong meisie. Hy het toe die kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. Die koning het toe 'n groot onthaal gegee vir al sy hoë amptenare en almal wat in sy diens was, 'n onthaal ter ere van Ester. Hy het die verpligtinge van sy onderdane in al die provinsies verminder en geskenke uitgedeel met koninklike vrygewigheid. In die tyd toe die jong meisies daar bymekaar was, het nog iets gebeur. Mordegai het in die poort van die koning se paleis gesit en Ester het in die stadium nog nie haar afkoms en haar volksverband bekend gemaak nie, soos Mordegai haar beveel het. Sy het Mordegai se opdrag uitgevoer, soos toe sy nog onder sy sorg was. In die tyd, terwyl Mordegai in die poort van die paleis gesit het, het Bigtan en Teres, 2 paleisbeamptes van die koning wat poortwagte was, verbitterd geraak en saamgesweer om koning Ahasveros te vermoor. Mordegai het dit te wete gekom en dit aan koningin Ester meegedeel. Ester het dit toe namens Mordegai aan die koning vertel. Die saak is ondersoek en die berig is waar gevind en die 2 manne is in 'n galg opgehang. Hierdie gebeurtenis is in die annale opgeteken
in die teenwoordigheid van die koning. Nou goed, Ester 1 eindig met 'n koning wat verwyder word. Nee, wat begin het as 'n fees, eindig in 'n krisis. Nou in Ester 2 sien ons dan hoe daardie krisis die deur oopgemaak het vir iets veel groter as wat enige mense in die paleis besef het. Koning Ahasveros, onthou vir Vasti. Hy voel waarskynlik iets van 'n leegheid as gevolg van sy impulsiewe besluit. En dan stel sy dienaars hierdie plan voor, nee, hy moet die mooi meisies moet versamel word en die koning moet vir hom 'n nuwe koningin kies. En dit is ook so dat hierdie hoofstuk is eintlik besaai met allerlei etiese vraagstukke en morele botsings. Nee, die wêreld van toe tot nou was nog altyd gebreek. Maar wat ons moet raak sien, is die wisselwerking tussen menslike optredes en die Here wat menslike keuses gebruik om sy reddingsplan te laat gebeur. Nou ja, soos wat ons laas ook gesê het, die boek noem nie God pertinent nie. Geen gebed word aangeteken nie, as nie 'n profeet nie, as nie openbarings nie, maar is duidelik na die Here besig is. Goed, en dan word ons aan 2 sleutelkarakters voorgestel. Mordegai, Jood uit die stam van Benjamin, en dan sy aangenome dogter, of niggie dan, Hadassa, beter bekend as Ester. En die teks beklemtoon nog ons iets belangriks, nee, sy is 'n Jodin. Dit is nie net sommer gewone biografiese besonderhede nie, die teologie hierso staan sentraal. Sy is Jodin. Want onthou, Israel is die verbondsvolk. Die Messias moet dit uit hierdie volk uit voorkom. Die lyn van Abraham, Isak en Jakob en dan Dawid loop deur hierdie verstrooide mense. En nou bevind een van hulle haarself in die hart van die Persiese ryk. Ester word saam met die ander meisies na die paleis toe geneem. Nou natuurlik, daar staan nêrens dat sy 'n keuse gehad het of dat sy vrywillig gegaan het nie, sy is geneem. Dit was deel van 'n koninklike program, Persian Idol, jy wil. En hier sien ons iets van die spanning van hierdie diaspora lewe, van die volk in die verstrooiing. Nee, hulle is onder vreemde heerskappy. Hulle moet nou funksioneer binne 'n heidense kultuur. Hulle identiteit word nie openlik uitgeleef nie. Inteendeel, Mordegai beveel van Ester om nie te sê wie sy is nie, maar Joodse identiteit geheim te hou. Waarom? Nou ja, waarskynlik uit wysheid, miskien uit vrees uit, dalk uit beskerming, maar agter dit alles staan 'n groter waarheid. Nee, dit is dat God werk selfs wanneer sy volk nie in ideale omstandighede leef nie. Let wel, die Here het nooit die koning gedwing om dronk te raak nie. Hy het nie die koning gedwing om vir hom 'n nuwe koningin te soek nie. Maar dis die wonder, nee, dat die Here ook al hierdie vreeslike besluite kan gebruik om iets anders te laat uitkom. Nou goed, Ester 2 word daar 'n ander woord nog ons herhaal die hele tyd en dis die woord guns. Ester vind guns in die oë van Hegai, die oppasser van die vroue. Sy kry spesiale behandeling. Sy ontvang die beste plek in die huis. Uiteindelik vind sy guns in die koning se oë self. Sy vind guns in almal met wie sy te doen het. En 'n Hebreëse leerser sou eintlik onmiddellik die teologiese betekenis hiervan kon aanvul, want wie is die een wat die guns gee? Wie is die een wat die harte buig? Wie plaas liefde en welwillendheid in mense se harte? Nou ja, so natuurlik, alhoewel die Here nie genoem word nie, is dit duidelik, hierdie guns is nie toevallig nie. Die koning, die magtigste man in die wêreld, kies 'n Joodse weesmeisie as 'n koningin van al die vroue in die 127 provinsies. Toevallig? Nee, voorsienigheid. Nou wat Ester en Mordegai in hierdie stadium nie weet nie, is dat daar 'n storm aan die kom is. En in hoofstuk 3 sal Haman bekend gestel word en sy uitwissingsplan teen die Jode ook vir ons vertel word. Maar voordat die bedreiging kom, word eintlik 'n klomp stukke in plek geplaas. En dis dikwels hoe die Here ook werk, dat hy besig is om 'n oplossing te berei nog voordat die probleem geopenbaar word. Nee, dink maar net dan, hy plaas Josef in Egipte lank voor die hongersnood. Hy plaas Moses in die Farao se huis nog lank voor die uittog. Hy plaas Dawid in die veld nog lank voordat hy koning word. En hier plaas hy Ester op die troon nog lank voordat Haman sy planne kon beraam. Dis nou wat ons noem verbondsgetrouheid in aksie. Die Here is besig om oor sy belofte te waak, selfs wanneer die volk dit nie besef nie. En so moet ons dan ook die groter prentjie sien. Waarom is dit belangrik dat Ester koningin word? Omdat die volk van Israel in hierdie ryk verspreid leef. Hulle het geen politieke mag nie, hulle is afhanklik van koninklike besluite. En wanneer Haman dan later besluit om hulle uit te wis,
dan sal dit nie net 'n plaaslike vervolging wees nie, dit is 'n ryk wye uitwissing. En as daardie plan slaag, as die verbondsvolk vernietig, en as die verbondsvolk vernietig is, dan word die belofte van Abraham bedreig, die Davidiese lyn word bedreig, die Messias kan nie kom nie, maar lank voordat Haman optree is Ester reeds koning. Die Here bewaar sy heilslyn. Dit laat ons so 'n bietjie dink op Psalm 121 wat sê die Here sluimer of slaap nie. Ook nie in Susan nie. Ook nie in 'n heidense paleis nie. En selfs wanneer sy naam nie genoem word nie. Aan die einde van hoofstuk 2 lees ons van nog 'n skynbare toevalligheid. Mordegai sit by die koning se poort en hoor van 'n komplot om die koning te vermoor. Hy rapporteer dit deur Ester en die koning word gered en die saak word aangeteken in die annale. En dan niks. Geen onmiddellike beloning nie, geen erkenning nie, net 'n inskrywing in 'n boek. Weereens lyk dit klein en onbeduidend. Maar daardie inskrywing gaan later 'n keerpunt in die verhaal wees in hoofstuk 6. So wat vir Mordegai waarskynlik soos 'n vergete daad van trou gelyk het, was tog deel van die Here se groter plan. En baie keer voel ons ook so, nie waar nie, onsigbaar en onbeloon en ongesien, maar die Here sien. Goed, net soos met hoofstuk 1 moet ons weer vra, hoe trek ons die lyn na Christus toe? Nou Ester van hierdie weesmeisie word verhoog tot koningin. Sy kry toegang tot die kroon en later tree sy dan op as 'n middelaar vir haar volk. Dis iets van 'n vooruitwysing na Christus. Jesus Christus, die ware seun van Dawid, die seun van God, word verneder, maar daarna word hy verhoog tot die regterhand van die Vader. Kry hy die kroon, as mens wil, en tree hy in vir sy volk. Ester waag haar lewe om voor die koning te verskyn. Jesus gee sy lewe om ons te red. Ester hou aanvanklik haar identiteit geheim. Die tyd is nog nie reg nie. So sien ons in die evangelies hoe Jesus se identiteit ook dikwels nie ten volle verstaan of erken word nie, totdat die regte uur aanbreek, want die Here se tydsberekening is net vervolmaak. En aan die grootste Christuslyn in Ester bly egter die feit dat die Here sy verbondslyn beskerm. Deur eeue is daar hierdie bedreiging en deur die ballingskap en deur politieke magte, totdat eeue later 'n ander Joodse meisie met die naam van Maria is seënbaar in Bethlehem. As Ester nie op daardie troon sit nie, as Haman se plan slaag, gaan Bethlehem nie gebeur nie. Maar die Here het anders beskik. So kom ons pas dit so 'n bietjie toe op my en jou lewe. En geliefdes, dit is jou posisie, is nie toevallig nie. Ester het nie geweet waarvoor sy voorberei word nie. Sy het nou maar net gedoen, sy het nie veel van 'n keuse gehad nie. Ons weet dikwels ook nie waarom die Here ons in sekere werksplekke en gesinne en gemeenskappe plaas nie. Maar daar is nie toeval in die Here se koninkryk nie. En as ons by hoofstuk 4 kom, gaan ons die woorde hoor vir 'n tyd soos hierdie. Die tweede een is dat God ook in die stilte werk. Ons leef nie in 'n tyd waar daar noodwendig dramatiese wonderwerke elke dag is nie. Ons leef bietjie in 'n Ester wêreld, nee, waar God dikwels stil lyk. Maar stil beteken nie afwesig nie. Hy werk deur guns en hy werk deur administratiewe besluite en hy werk deur toevallige gesprekke by 'n poort. Hy werk deur kronieke, dinge wat in 'n annaal opgeteken word. En dan die derde een is die getrouheid wat nie vergeet word nie. Mordegai se daad is aangeteken. Ons getrouheid, selfs wanneer niemand dit sien nie, is bekend by die Here. Daarom sê Galasiërs, moenie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. So ja, Ester 2 is nie 'n dramatiese hoofstuk vol konflik nie, dis 'n hoofstuk van voorbereiding. Maar voorbereiding is deel van verlossing. 'n Weesmeisie wat koningin word, 'n komplot wat ontbloot word, 'n naam wat in 'n boek geskryf word. En deur dit agter is die Here besig om sy verbond te bewaar. En wanneer ons terugkyk deur die lens van Christus, dan sien ons hierdie hoofstuk is 'n noodsaaklike skakel in die ketting wat na Golgotha lei. Die Here bewaar sy belofte en daardie selfde God werk vandag nog, dikwels stil, dikwels onsigbaar in my en jou lewe ook, deur die gewone dinge wat ons dink, gaan maar net verby. Maar sy getrouheid is hy besig, hy sluimer nie, hy slaap nie, hy vergeet nie. Hy regeer. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat ons kan weet dat U net in die groot dinge is nie, maar dikwels ook in die klein dingetjies wat ons dink is onbenullig. En dat U op 'n wonderbaarlike manier ook besig is om dinge te bestuur en die wêreld gereed te maak vir die wederkoms van U seun. Dankie Here dat U ons elkeen ook binne in ons elke dag se normale lewe, dat ons deel is van U groot plan, deel is van daai ketting, 'n rad ergens. Al besef ons dit nie altyd noodwendig nie. Mag ons dan ook, Here, stil word voor U getrouheid, U loof en prys daarvoor,
en daarin vashou, wetend ons is kinders van die Almagtige, om Christus ontwil. Amen. Baie dankie, ek hoop julle het 'n pragtige aand en 'n baie mooi week verder. Groetnis.